Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 9 Januarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Die nuus in die wêreld word tans oorheers deur twee groot insidente. Dis natuurlik die grypoperasie waar tydens Maduro, die president van Venezuela, gevat is. En wat daarna gebeur het, of besig is om te gebeur ten opsigte van Groenland, dis die twee meer dominante gebeure tans. Nou kyk, ek hou van Trump en die manier van dinge doen. Maar ek hou ook van Putin oor die manier van hoe hy dinge doen. Want Putin en Donald Trump waarskynlik is dit meer behoudend as enige ander leiers in die wêreld. En juist daarom hou ek van beide. Maar wanneer ek van Putin praat, dan word ek gewaarsku teen Putin, ek word gewaarsku teen kommunisme. Maar wanneer ek oor Donald Trump praat, dan word ek gewaarsku oor dinge soos hy is maar net nog 'n oorlogstoker, hy is maar net nog 'n persoon, nog 'n president wat deur die deep state beheer word, en 'n mens kan letterlik net nie meer aan 'n kant bloot 'n saak stel nie. Want as altyd iemand wat fout sal vind met dit wat jy sê. Maar dis omdat mense nie deurlopend na die video's kyk nie, en net sommige video's kyk, en daarom verloor hulle tred met wat ek sê wanneer ek berig doen oor byvoorbeeld Rusland se oorlog in Oekraïne en die aksies van Donald Trump of dan Amerika in Venezuela. Baie spekulasie oor die redes daagter, maar ek dink al hoe meer en meer goed begin aan die lig kom. Venezuela was as 'n ware 'n deurvloei van groot massas geld wat dan gebruik is om Amerika intern te destabiliseer. Met ander woorde, geld gaan vanaf Venezuela na organisasies soos Black Lives Matter in die Verenigde State met die bedoeling om die Verenigde State dan te ontwrig. Dis planne wat blykbaar uit Cuba uitgekom het oorspronklik en wat deur Hugo Chavez begin is om te dryf. En Venezuela het 'n taak gehad om Amerika te destabiliseer. Maar ek wil vir julle hierdie stukkie speel, luister aandagtig wat daar gesê word. The Venezuelan cartel that was headed by Maduro before he was arrested was trying to create problems inside the United States. It was a Cuban plan to flood our streets with narcotics to undermine America from within. The other part of that plan was to spend money and to train and to abet a political dissent in this country. For example, I talked to a high-ranking Venezuelan defector, very high-ranking, in October, and he told me he was in the room when Hugo Chavez, before he died, gave one of the founders of Black Lives Matter millions of dollars to support the Bolivarian revolutions in U.S. streets. This is months before BLM was founded. And that founder has been photographed multiple times with Maduro. She brought Maduro to Harlem. She wrote a report supporting one of Maduro's false elections. So either through dissent and political activity or through drugs, the Venezuelan cartel, it's not really a regime, it's not really a government. The Venezuelan cartel that was headed by Maduro before he was arrested was
trying to create problems inside the United States, the same way it did in Chile in 2019, in Colombia in 2021, all through the region with street riots. The Venezuelan cartel that was. Nou, daar het julle nou gehoor wat sê hierdie persoon oor wat daar gebeur het. Hierdie ou se naam is Mike Gonzalez, wat nou hierdie vertelling gedoen het. En daar word baie vrae gevra in Amerika oor waar kom die geld vir alles vandaan en wie finansier dit. En Donald Trump besef dat as hy sy oppositie moet uithaal, sal hy die lande, persone wat misbruik word deur die globalistiese elite en andere om Amerika te ondermyn, sal hy eers van hulle ontslae moet word. As hy werklike Amerika eerste beleid wil afdwing, dan moet hy ontslae raak van al hierdie ander akteurs wat besig is om in te meng in Amerika. Natuurlik is daar 'n tweede doel ook, en dit is om China sy toegang te ontsê, maar ook om te verhoed dat Russiese olie via Venezuela die wêreld ingestuur word. So hierdie skadievloot van Russiese skepe bring olie vanuit Rusland na Venezuela, waar dit dan weer herverskeep word of gereroute word as Venezuela olie na elders in die wêreld toe. En dan is hulle nie blootgestel aan die toepassing van die sanksies ten opsigte van almal wat vir Rusland ondersteun nie. En dis natuurlik iets wat in ons eie tyd gebeur het. Ons het baie olie aangekoop deur derde partye, deur smokkelnetwerke, destyds die ou Suid-Afrikaanse regering het ook van dieselfde taktiek gebruik gemaak, want ons moes olie koop elders in die wêreld, want daar was sanksies teen ons toegepas, so ons kon wettiglik nêrens olie wettiglik koop nie. So ons moes dit smokkel. Hoeveel keer by die oliekaai in Saldanha Bay het ons tydens opleiding en oefeninge daar verbygegaan, dan is die name en die registrasies van die skepe is met Hessian toegemaak. Daar was ook nooit 'n vlag wat wys in watter land is die skip geregistreer nie. Hulle het almal daar kom olie aflewer, en ons weet van 'n paar ouens in die wêreld, ek weet van een wat spesifiek baie gemoeid was met hierdie smokkelary van olie na Suid-Afrika. Nou in dieselfde mate het Rusland sy olie verkoop deur Venezuela te vat, en Trump het besef dat as hy nie hierdie operasie smoor nie, dan gaan die sanksies geen effektiewe uitwerking op Rusland hê nie. Effektief uit die weste se oogpunt ook. Maar hy is ook baie bewus daarvan dat die globalistiese elite, die geldmagte, Europa se leiers in 'n oorlog met Rusland moet beland om hulle geldmag misbruik te laat oorleef in die proses. Om weg te kom van dit, en jy moet onthou dat baie van die Europese stede is maar enkele minute se vlugtyd van 'n missiel, van ballistiese missiele vanuit Rusland. Met ander woorde, enige wapens wat in Europa ontplooi word, moet aanvalswapens wees. Maar as jy verdedigingswapens wil opstel, gaan dit nie werk in Europa nie, want die missiel gaan jou bereik voordat jy kan 'n reaksie neem. En dis nou weer een van die redes waarom Groenland vir Amerika
so belangrik is. So wat Trump besig is om te doen, hy skep die omstandighede sodat daar 'n perfekte situasie kan wees waarin hy Amerika eerste stel. Maar dan moet hy vrygemaak word van die bande van die wêreldse geldmagte, die Rothschilds, die reservebanke, die groot magnate, want dit is die mense wat deur elke oorlog meer en meer beheer oor die mensdom bekom, oor die mensdom verkry. So kom ons luister gou na wat sê Marco Rubio rondom die redes vir Groenland. Here, but there's been a lot of bellyaching from Europe, and Europe has failed to contend with the fundamental argument the president and the entire administration has made. Greenland is critical, not just to our national security, but to the world's national security. People don't realize this. The entire missile defense infrastructure is partially dependent on Greenland. If, God forbid, the Russians or the Chinese, not saying they're going to, but if, God forbid, in the future, somebody launched a nuclear missile into our continent, they launched a nuclear missile at Europe, Greenland is a critical part of that missile defense. So you ask yourself, have the Europeans, have the Danes done a proper job of securing Greenland and making sure it can continue to serve as an anchor for world security and missile defense? And the answer is obviously they haven't. They've underinvested in their security. They haven't done a good job of securing that area, that landmass. And what I hear them say is they always make an argument about the past. They'll say, well, we fought together in World War II, or we fought together in the war on terrorism. And we're grateful for that. We love having these allies, but just because you did something smart 25 years ago doesn't mean you can't do something dumb now. And the President of the United States is saying very clearly, you are not doing a good job with respect to Greenland. We're going to make sure we defend America's interests. And I think the President's willing to go as far as he has to make sure he does that. They're saying it's too cold for American soldiers to handle. You've been there. Who is saying that? Jasmine Crockett? The Danes. Probably Crockett too. I think Americans have done very well in some very cold places. I will say I wouldn't want to serve there, but luckily the Vice President's residence is here in Washington, D.C. Daar hoor julle nou wat J.D. Vance dan nou sê rondom die redes vir hoekom Groenland vir hulle belangrik is. Jy kan vir jouself dink, reg bo Groenland is al die interkontinentale ballistiese missiele, ekskuus vir daai slip van die tong, is hy op sy hoogste. En dis waar hulle dan ook op hulle mees kwesbaarste is. So jy moet hulle daar rond kry. Dit gee vir jou genoeg waarskuwing van dat die missiel gelanseer word totdat hy oor Groenland gaan om hierdie verdedigingsstelsels behoorlik aan die gang te kom of aan die gang te kry. Ja, en daar's waarskynlik ander redes ook hoekom dit aan die gebeur is juis daar. En dit is vir my duidelik, alhoewel baie mense dit nie so sien nie, baie mense sien dit as oorlogsaggressie om nou vir Venezuela binne te geval het of dan nou vir Maduro daar gegryp het en om nou aan te dring dat Groenland onder beheer van Amerika moet kom. Maar as jy mooi daaraan gaan dink, dan is dit alles deel van die Amerika eerste strategie wat hy in plek moet kry om die interne onstabiliteit in Amerika gestop te kry. Hy moet van die deep state ontslae raak. Hy moet daai akteurs almal uiteindelik agter tralies kry voordat hy volle kan aandag gee aan die Amerika eerste konsep. En ons moet kennis neem daarvan dat as dit Donald Trump se strategie is en hy is bereid om die wêreld in die oë te kyk daarvoor, dan moet ons aanvaar dat Suid-Afrika 'n baie makliker teiken vir hulle is. Nie dieselfde as wat Venezuela is nie, nie dieselfde as wat Groenland se belangrikheid is nie, maar Suid-Afrika
het ook 'n groot kom ons noem dit dan groepering van globaliste wat deel is van hierdie noem dit dan maar wêreldwye oorheersingsgeld mag wat juis hier sit in Suid-Afrika en hulle weet dat Cyril Ramaphosa het nie die guts om hierdie groepering aan te vat nie, want hy is so vasgevang in die skuld by hulle. Die regering is so vas, hulle kan dit self nie roer nie en is eintlik agente vir hierdie geldmagte hier aan die suidpunt van Afrika. So iets gaan gebeur. Hoe dit gaan lyk, is nie op hierdie stadium duidelik om te voorspel nie. Maar dat daar chaos gaan uitvloei uit daai situasie uit. Dit is so. En dis vir daai chaos waarvoor ek en jy gereed moet wees vir die dag wanneer dit aanbreek. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dis alweer naweek. Geniet dan ook die naweek en ek is maandagoggend terug by julle. Mooi